Baie welkom in die huis van die Here, een van sy huise. Hy woon nie eintlik in 'n huis nie, maar in elke tempel van God is, deur die Heilige Gees. Kom ons bid saam asseblief. Here Jesus, ons dankie vir ons saamwees weer hier vanaand. Dankie dat ons kom buig voor u voete. U sê, die hemel is u troon en die aarde is 'n rusplek vir u voete. Ons dankie dat ons hier kan wees, teenwoordig met die Heilige Gees. Kom vul elke hart vanaand, Here. Kom lei ons tot eer en verheerliking van u naam. Seën asseblief elkeen hier vanaand teenwoordig. Dankie dat u met ons is en dat niks vir u onmoontlik is nie, Here. U sê vir ons, Here, vir die wat eerbied het vir u naam, skyn die son van redding met genesing in sy strale. Dankie dat u ons geneesheer is en dat u ook elke pyn en elke skeet hier sal wegneem, Here, tot eer van u naam. Amen.
al die lof en al die eer kom U toe vir ewig. Volgende lied sê don't give up, you are the brink of a miracle. Vertrou die Here en nie op jou eie insigte nie, maar maak staat deur die krag van die Heilige Gees. Baie dankie, 'n baie hartlike goeiemiddag aan elkeen van u. Die dag het so mooi, lekker koel begin, maar ons lyk my, hy werk op en ons eindig om heerlik warm. Ek hoop die harte voel ook so. Dat die vanmôre so 'n bietjie half leierig gewees het, maar soos die dag gevorder het, sê ja, dis 'n goeie dag. Vanmôre in die diens was 'n goeie môre.
En nou weer so geleentheid. Weet ek het vanmiddag gedink, hoeveel mense in die wêreld sal begeer om net dit te hê wat ons in hierdie dag gehad het tot nou toe. Baie, ek wil amper die woord miljoene gebruik. Maar ons is bevoorreg, kom ons onthou om gebruik te maak van daardie geweldige voorreg wat die Here vir ons gee. Voordat ons die offergawe gaan opneem, wil ek net ons BG teks vir u gee, die wat u nou vanmôre hier gelees het nie. Ons BG teks, dit kry ons vandag tot volgende Sondag. Kou so bietjie aan hom. Hou so bietjie vas aan hom. Dink later weer oor hom. Skryf hom iewers neer. En soos wat die week loop, dan trek jy hom so diep in die hart in en kyk persoonlik, waar's ek? Waar's ek? Dis die gedagte met 'n BG. Jy hou hom en jy kou hom en hy het net mos nie einde nie. Net soos jy deur die hardigheid gebyt het, dan proe jy 'n smaakie, 'n peppermint of 'n strawberry of 'n wat ook al. Maar dan bly hy BG en jy kou hom. Matteus 5 vers 14. Nou Jesus praat met sy disippels en hy spreek hulle aan. Wanneer ons die woord lees en ek is 'n kind van die Here, ek het waarlik die Here Jesus as my verlosser aanvaar, dan as ek sy kind sê, Johannes 1 vers 12. So Jesus kom en hy praat met my en u, wat weet dat die kind van die Here is. Hy sê julle is die lig van die wêreld. As ons dus nowhere is, dan's daar duisternis. Ons bring die lig. Ek dink so baie daaraan toe ek nou nog so klein seentjie gewees het, net 'n kers. En jy gaan met die kers, gaan jy kamer toe en jy blaas hom dood, dan's dit nagdonker. Maar steek jy daai ou vlammetjie op, hy's net so, dan verlig hy die hele kamer. Jy kan mooi sien waar staan die tafeltjie, waar is die sideboard en al daai goeders, en as jy moet gaan, dan vat jy die kers en die kers maak vir jou lig. Jesus sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. As ek my lig laat skyn in hierdie donkerte waarin ek en u lewe, dan moet die wêreld daarvan kennis neem, want ons is op 'n berg. Golgotha, daarbo, daar waar ons gebuig het, gekniel het in die gees, daarvandaan skyn die lig in 'n donker wêreld. Matteus 5 vers 14. Onthou hom, lees hom weer so 'n bietjie by die huis, oordink hom so 'n bietjie en kou aan hom in die week wat voorlê. Terwyl ons na mooi musiek gaan luister, kom ons dien ook die Here met ons offergawe.
Onse Hemelse Vader, dit is vir ons 'n wonderlike en heerlike voorreg, Here, om saam te kan wees op hierdie oomblik. Here, so gemaklik te wees, vry te wees. Here, en so vir 'n uur van hierdie Sondagmiddag kan ons net kom afskakel. Here, kan ons vergeet van wat môre en die res van die week voorlê. Kan ons vergeet, Here, net so vir hierdie tyd van die seer en die kommer wat ons het. Kan ons so vir 'n oomblik, Here, die pyn wat ons selfs miskien ervaar, net kom afsny, so in die naam van Jesus, en net stil sit, net te geniet, dit wat U vir ons in hierdie middaguur op die spyskaart het. Daarom, Here, kom en dank ons U, ons eer U. Dankie vir elkeen wat U is. Dankie vir elkeen, Here, wat die roering van die Gees ervaar het om te kom en te kom deel. Daarom, Meester, is ons verwagting van U in hierdie aand, Here, en daarom vertrou ons U dat U woord vir ons sal kom breek. Baie dankie, Here. Ons bid vir Dominee Lennox wat die woord aan ons gaan kom bedien. Here, U salf, vars salwing, ook vir die woord wat sal kom. Here Jesus, baie dankie. Ons bid vir hulle wat nie hier kan wees. Here, daar is van hulle op hierdie oomblik wat op 'n siekbed lê, of in die hospitaal, Here Jesus, of by die huis. Hulle wat ongesteld is, Here. Here, hulle wat nie wel is nie, en ons wil waarlik kom bid vir elkeen van hulle. Here, dat U hand so oor hulle sal streel. U ken die omstandighede. U weet waar is die probleem. Here, U weet wat moet reggestel word om die dinge mooi en reg te laat funksioneer in daardie liggame, en ons kom bid daarvoor. Ons kom vertrou U, Here, vir 'n kragtige werking in elkeen se liggaam, Here, en dat ons deur die genade sommer weer almal een van die dae weer terug kan wees. Vir hulle wat hierdie week moet gaan, Here, om 'n dokter te gaan sien. Here Jesus, ons dra hulle op aan U en ons bid vir 'n kalmte en 'n vrede. Here, net 'n rustigheid, die wonderlike wete, ons God se beloftes is waar en ons kan daaraan vashou. En U beloof, roep vir my aan en ek sal vir jou hoor. Baie dankie, Here, dat ons daaraan kan vashou. Here, baie dankie vir hierdie saamwees. Dankie, Here, dat ons waarlik, dat dit vir ons aangenaam is om hier te wees. Dankie ook vir die offergawe wat opgeneem is. Here, elke muntstukkie wat daarin is, het ons vanmôre gehoor van Dominee Andrei van die Bybelgenootskap. Here, vir elke R100 wat ons vir hulle stuur, kan hulle 'n Bybel in iemand anders se hand plaas. Here, en daarom is ons bevoorreg om ook ons bydra vanuit die sentrum ook aan hulle en baie ander organisasies te kan stuur. Here Jesus, selfs daar in die ver uithoeke van China, daar gaan van hierdie fondse wat in daai sakkie is, gaan ook soontoe. Seën dit, Here. Here, vermeerder dit asseblief vir daardie mense soos die broodjies en die visse. Here, dat daar genoegsaam vir hulle is. Here, dankie vir die offerhande. Laat dit gebruik word soos wat U wil hê dat dit sal en aangewend word daarvolgens. Wees met die jeug terwyl hulle daar agter besig is. Staan vir hulle by, Here. Here, en U werk ook daar onder daardie jong mense. Seën nou die program verder, die sang, die musiek, ons deel daarvan, Here, en ook wanneer die woord tot ons sal kom. Ons dankie vir hierdie voorreg in Jesus naam. Amen. Baie dankie, manne. Soos wat ek gesê het in die gebed, as ons klaar gesing het, dan gaan Dominee Lennox oorneem. Dis 'n maatjie wat jy net moet aansit. Baie dankie. Ek gee weer oor aan, ek weet nou nie, aan ons twee pragtige jong dames, net toe ek hulle daarso, toe kyk hulle my so verbaas aan, hulle weet nie van wie ek praat nie, toe sê ek praat met julle twee man. Maar baie dankie julle, dankie ook daar vir die orkes se kant en vir julle bydrae vandag, hoor. Dankie julle.
O, gits. Ja. Ja, wat die jeug is daar agter besig terwyl ons nou hierso is. Dis die tweede een Louisie, laat ons vinnig weer gaan. Vanmôre toe ek daar by haar kom, toe kyk Marlene my so skeef aan. Sy sê ek praat te veel met die afkondiging. So hoe moet ek maak? Bernice wil hê ek moet haar net nou afkondig en ek moet sê vir julle as ek Woensdag aand is daar bid hier. En Woensdag is biddag en vasdag in die sentrum en dit wil ons graag vasmaak hierso, nee. Dat tot later nie eers dit hoef by te sit nie. Dan is dit Vrydag aand, is daar weer 'n gebedsgeleentheid, weer om 7:00. En dis seker om wat so belangrik is. Baie geluk aan elkeen wat vandag verjaar, is hier van hulle hier. Daar's 'n verjaarsdag daar met die koek, sal seker net daar agter weer. Ekskuus tog, maar baie geluk van vandag en die week wat voorlê. Mag dit vir jou mooi wees, mag dit jou beste jaar wees wat die Here vir jou gee. Die hospitaalbediening, ons noem maar net weer as u deel wil wees van hierdie hospitaal uitreik op 'n Dinsdag aand, net vir besoektyd by die provinsiaal. Kom sê vir my, gee vir my u naam. Ons het nou al 'n hele klompie name wat betrokke wil wees by hierdie bediening. Ons het dit vir jare, het ons dit so getrou gedoen en toe COVID ons nou bietjie gebreek en ons wil nou daai handbriek losmaak dat ons kan voortgaan weer daar waar ons opgehou het. Sê vir my as jy deel wil wees en sodra ons daarmee nou 'n klompie mense het, gaan ek 'n afkondiging maak dat ons net by mekaar kom, net om so 'n bietjie te gesels weer oor die hoe en wat en waar en wanneer ensovoorts. Maar dis 'n, ek wil amper sê is 'n baie bevredigende bediening daardie waaraan 'n mens kan deelneem. Daar's van daai mense wat in die hospitaal lê, wat vat eers 'n besoeker kry nie. Niks. En nou kom jy daar en jy gee vir hulle 'n stukkie brood. En hulle is te dankbaar vir daai peanut butter wat op daai broodjie is, hoor. Ek kan u waarborg. Jy kom maar op so 'n bietjie jampies op wys of 'n sirup. Dankie Louise. Daar is Bernice nou vir 30 jaar van genade op die 28ste Maart om 6:30 die aand gaan sy en ander kunstenaars gaan sy optree. Sy vier haar 30 jaar in die bediening waar sy met sang en die woord van die Here uitdra reg oor Suid-Afrika. Sy gaan na uithoeke toe oral waar sy beweeg en waar sy uitnodigings kry. Partymal aan dink ek kan sê ek maar vir Malien, ek weet nie daai Bernice. Sy maar ek dank eintlik Johan. Hy is 'n sterk man om haar so toe te laat. Johan, baie dankie vir julle saamwerk ook so in die bediening en dat daar waar julle beweeg, verteenwoordig julle maar net ons as gemeente. Vanmôre het Dominee Andrei Luther vir my gesê na die diens. Hy sê hy kan nie glo dat daar 'n vriendeliker gemeente kan wees as die sentrum nie. Hy sê hy's verstom oor die vriendelikheid en die gasvryheid waarmee hy hier ontvang is en net so ook daar waar sy daar beweeg is sy ons verteenwoordiger. Daar dra sy die boodskap van die sentrum uit Jesus Christus se skoning. Ja, as jy nou 'n kaartjie wil hê vir daai geleentheid. Die dames se name is daar. Die dames wat hierso is wat nog kaartjies het, kan u daar in die portaal raakloop. R30, net R30. Die sentrum dames gaan kos daar agter verkoop. So jy kan maar net kom, jy koop vir jou daarso wat ook al op die spyskaart is en jy geniet dit. Dis 'n Vrydag aand, daar's nie worries oor werk van Saterdag nie en jy geniet die aand na die ete. Dis mos maar tipies boers, né? Jy doen goed hierso en dan kom doen die Here goed hier in die jaar. Net R30, koop sommer vir iemand wat jy weet wat dit miskien nie kan bekostig nie. Louise is ons klaar. Wow, daar's nog daai ene. Ouma, dogter, kleindogter, 10de Mei om 10:00 die oggend is daar so geleentheid by 'n ander gemeente. Hulle wil net graag so min of meer getalle hê. Daar's 'n lys op die tafel waar u die naam en die telefoonnommer kan neerskryf en net om vir hulle te help
om min of meer te weet. Ek het gekyk daarso vanmôre, daar's 'n hele lys van name en ons is bly dat die sentrum verteenwoordig gaan wees. Vra sommer jou buurvrou as jy nou nie 'n dogter het nie of net bevoorreg is om net seuns te hê of leen net as buurvrou 2 dogters het, vat een en sê vandag is jy my dogter. Kom ons gaan en hier's vir julle 2 op sommer kaartjies. Daai kaartjies dink ek is R20. Net R20 en daar sal verseker, soos ek die tannies ken in Suid-Afrika, Afrikaanse tannies, is dit koek en tee en what have you. Baie dankie Nico, kan ek nou gaan sit. Dankie julle hoor.
voorreg. Eers gedeeltjie aansit. En toe my dames baie kwaai. Al keer raas gekry vandag. Baie welkom aan elkeen wat vandag hier is, wat jou tyd uitgekoop het om hier te kan wees. Ek wil vra dat elkeen sal staan, dan wil ek hierdie gebed doen asseblief. Buig julle hoofde. Geseënd is U, o God van ontferming en genade. Aan U kom toe al die lof, die eer en die aanbidding. Voor U alleen buig ons neer, o drie-enige almagtige God. Spreek deur my, o Here, sodat U diensreg U woord suiwer mag verkondig, Here, op so 'n wyse dat elke hart deur U liefde aangeraak sal word. Laat ons U woord ontvang in gehoorsaamheid, sodat U daardeur verheerlik mag word, Here. Verhelder ons verstand, sodat U woord deur ons sal verstaan sal word, dat elke woord, elke vorm van teenstand wat hier is, Here, weggeneem sal word, wat ons sal verhinder. Genade en vrede vir elkeen vir julle, van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus. Baie dankie, jy kan sitplek inneem. Wie van julle het vandag julle wapens saamgebring? Die woord van God. Steek vir my op. Ek is trots op julle om te sien, hier is 'n paar. Weet jy, nou die aand, so een oggend, so kyk so 'n week terug, so 2:00 die oggend, net dat 2:00 oggend maak die Here my wakker. Miskien moet ek dit vir julle doen. En in ons gesprek met die Here, toe noem by juis hierdie punt vir op, hoe sy woord eintlik verwaarloos word in hierdie tyd. Want weet jy, daar was 'n tyd gewees wat die duiwel gesê het, hoe sal ek die skrif, die woord van God uit die hand van die hand van kinders van God neem? As dit kan weggevat word en daar neersit, hulle hande leeg, as hulle dit weer optel en verder lees. Maar hoe gaan ons hulle verhinder om die woord in hulle hande te hou? Weet jy, toe kom hulle met hierdie slim plan daar vore en te sê, daar is 'n manier. Kom ons vervang dit met een dingetjie. Ons noem dit 'n selfoon. Maar baie mense sê dat die selfoon is by Bybel is hier op. Maar laat ek vir julle sê dat wanneer u selfoon wil gebruik as 'n Bybel, so maklik kom daai WhatsApp deur, so maklik kom 'n oproep deur, en dan word julle verhinder. Wanneer 'n motorwerktuigkundige gaan na sy plek toe om te werk, en hy is aan buitekant en hy sê, ek het vergeet, wat is die olie van hy motor? Dan kan jy vinnig hier opkyk, miskien op die selfoon, ja. Ja, wanneer ons in die winkels instap, dan kan ons gaan vinnig kyk, soos hy chappie boodskap wat Dobie daan volgens gepraat het, Matteus 5 vers 14. Wat sê hy versie, dat jy dit daar lees, dis geen probleem nie. Maar wanneer hy motorwerkkundige by sy besigheid opdaag, dan vat hy die handleiding van die motor. Hier is ons handleiding. Wanneer ons kerk toe kom, bring ons handleiding saam. Want weet jy kan nie aantekening maak op die selfoon, die datum, wat het die Here vandag met my gespreek het nie. Hier kan jy skryf langs op die datum, vandag het die Here dit vir my gesê, en dis rekord vir jouself. Ek wil graag hê vir julle wat die Bybel saamgebring het, Lukas 7 vanaf vers 11. En die dag daarna was hy op weg na 'n stad met die naam van Nain. En baie van sy disippels en die groot menigte het saam met hom gegaan. En toe hy naby die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee, en 'n groot menigte aan die stad was by haar. En toe die Here haar sien, het hy innig jammer gekry vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draer stil en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat. En hy het hom aan sy moeder teruggegee. En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet
het onder ons opgestaan en God het sy volk besoek. Die woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en die hele omtrek. Die versie wat ek graag net wil vanaand my titel wil gee is, toe sien die Here haar raak, vind ons in vers 13. En toe sien die Here haar, en hy het haar innig jammer gekry, en gevoel en gesê, moenie ween nie. So kort geografiese verduideliking oor die dorpie Naim. Hy word nie baie genoem nie. Jy sal sien dat hy kom net voor hierdie verhaal by Dr. Lukas in Lukas 7. Dit is 'n klein ou plekkie, as jy die noorde van Israel geleë, so 40 kilometers van die see van Galilea. Die laaste dorpie aan Naim is Nasaret. Daar bly so ongeveer 1000 mense, so groot soos uit 'n laag. Maar baie mense kyk hierdie plekkie mis, veral hulle wat Israel gaan besoek. Maar daar's een plekkie uitstaan in hierdie dorpie, dis 'n klein kerkie. En die kerkie is opgerig juis oor hierdie gedeelte, hierdie wonderwerk wat Jesus verrig het. Ongelukkig is die kerkie se deure toe, maar hy word bewaar omheen. Maar ongelukkig het hierdie plekkie, Naim, is 'n moslem area. Maar hy kerkie staan so 'n ligpunt in daai dorpie. Hulle kan dit nie wegvat vir dit wat Jesus kon doen het nie. So word God verheerlik. As ons kyk in die woordtyd, as die boodskap begin hier in die Bybel uit hier vers 11. En die dag daarna. Dat beteken, die Here was die vorige dag ergens anders gewees. Maar hoekom is hierdie menigte mense saam met hom daar gewees? Waar was Jesus gewees? Hy was in Kapernaum. Hy was 'n hoofman van 100 gewees, wie se diensknegt siek geraak het. Toe kom hierdie hoofman en hy vra vir sy ouderlinge, gaan na Jesus toe, maar my diensknegt is baie siek. Hy lê op sterwe. Die ouderlinge het hom gaan soek en sê, Here, wil U nie kom na die huis toe nie, om hierdie diensknegt te kom genees nie? En hy het gesê, ja, dis reg. En daar gaan Jesus, hy is op pad soontoe. Toe hy nie te ver van die huis afkom nie, toe stuur hierdie hoofman van 100 en sê, gaan sê vir Jesus, ek is nie waardig, dat U in my huis moet inkom nie. En hy sê, as U net 'n woord spreek, saam met diensknegt gesond raak, en dit het so gebeur. Dis waarom al hierdie mense hier het gehoor wat gebeur het. Hulle het gestaan in verwondering. En daarom het hulle Jesus begin volg. Hierdie hele verhaal is so kort in die gedagtes gewees van hulle. Toe begin hulle saam met Jesus te stap. Die volgende dag na hierdie dorpie wat nou hiervan gepraat word. Die verhaal praat van 'n weduwee, iemand wie haar man aan die dood afgestaan het. Hierdie gedagte gee vir ons 'n diepe meevoering van dat 'n vrou wat haar lewensmaat verloor het. 'n Vrou wat haar liefde is van haar weggeneem. Hy was 'n wonderlike pa gewees vir hulle enigste seun. En skielik is daar 'n groot leemte in haar lewe. Haar hart was verskeur oor dat die dood haar lewensmaat weggeneem het. Wat 'n groot verlies is sy nie gelei neem. Maar weet jy hoekom? Want vir die lewe vir 'n weduwee is daar nie veel plek in die samelewing gewees nie. Het was moeilik vir om te oorleef. Die inkomste was maar min gewees. Sy moes maar gebedel het, of familielid of vriende moes vir haar versorg het. Maar hierdie weduwee het gesê, maar genade was aan my getoon, maar hoekom? Want sy het nog 'n seun gehad in haar lewe. 'n bietjie van 'n waardering, 'n bietjie van 'n vertroosting. Hierdie jong man moes die skoene van sy pa volgestaan het. En toe kom daar 'n dag, dat die woorde aanbreek vir hierdie weduwee, terwyl sy nog hierdie wonde in haar hart dra, om te sê, jou seun het gesterf. Wat 'n skokkende nuus moet sy vir haar gewees het nie. Jy sien, dis wat die duiwel doen, hy kom om te roof, om te steel. Sy moes baie vrae gevra het, daar was sy antwoorde gewees nie. Hoekom is dit met my gebeur het? Waarom my enigste seun? Wat gaan vir my word? Trane het gevloei. Nog meer as tevore. Haar kragte het min geword. Haar woorde het opgedroog. Sy was sprakeloos gewees. Haar hart wat verskeur word van vooraf. Sy is op pad om te stap agter hierdie draers waar haar seun is. Terwyl sy so stap,
is hulle op pad na die begrafplaas. Jy sien, begrafplaas was altyd buite stad geplaas, want die JTVL sê, dat die liggaam van die oorledene is onrein. Die begrafplaas grond is onrein, en daarom is dit buite die stad geplaas. Want Jesus, wat ons Golgotha gesterf aan die kruis, was ook buite die stad gewees. Ons lees hier van twee groepe mense. Die een groep was 'n groot menigte wat saam met Jesus gestap het. En die tweede groep is ook 'n groot menigte mense wat saam met die weduwee gestap het. Die verskil is net, hulle wat saam met hierdie weduwee gestap het, hulle was beroof gewees van hulle vreugde, van hulle vrede. Daar was soveel onsekerheid in hulle harte gewees. Daar was geen hoop gewees vir die toekoms van hierdie weduwee nie. Hulle het gestap soos skape sonder 'n herder. Hulle het klaagliedere besing, hulle het al gekleed in swart, hulle was neergedruk, hulle was mismoedig gewees. Terwyl die groep wat saam met Jesus gestap het daardie dag het God vereer en hom geloof. Hulle het ervaar God se vrede en vreugde, 'n God wat wonderwerke doen, 'n God wat 'n lig is van hulle lewe is. Hulle het gestap, so skape wat 'n welle herder het. Jy sien, die weduwee groep spreek van die wie verlore is in hierdie wêreld is. Hulle wat nog nie Jesus aangeneem het nie. Hulle dwaal rond so skape sonder 'n herder. Terwyl hulle wat saam met Jesus gewandel het, spreek van die kinders van God wat stap en wandel saam met Jesus. Sien, daar is net twee paaie in hierdie lewe. Daar is geen middeweg nie. Of jy stap die noue pad saam met Jesus, of jy wandel op die breë pad. Die breë pad het hy gestap saam met die menigte. Die breë pad na die dood. Terwyl hulle gestap het saam met Jesus, gestap die pad van die lig van die lewe. Want Jesus sê in Johannes 12:35, en ek sê vir julle, nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so lank as julle in die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie die duisternis wandel, weet nie waarheen hy gaan nie. Weet jy, ek is so dankbaar dat hier in die Bybel 'n vers 12 is. Dat het nie daar geëindig by vers 12 nie. Daar staan in vers 13 tot in vers 17. Die verhaal kon dis waar geëindig het, waar hulle op pad was na die begrafplaas toe. Maar daar's meer gewees om vir ons te gee. Ek sê dankie Here. Hier is 'n keerpunt gewees in vers 13. Het iets gebeur. Jy sien, 'n ongelowige mens, as jy stap op die breë pad van die wêreld, dan stap jy die pad van die dood, dan moet 'n omkeerpunt in u lewe wees, soos in hierdie gedeelte is daar 'n omkeerpunt gewees. Dan moet 'n omkeerpunt wees in u lewe. Keer ons na Jesus, sodat hy vir ons die lewe kan gee. Dankie Here vir hierdie keerpunt wat u vir ons hier aangewend het. Die Here klop op hierdie oomblik aan die deur van die harte. Hierdie weduwee, sy het nie geween nie vir die sterfte van haar seun nie, maar haar trane het uitgeroep na God. Daar is geen aanduiding dat Jesus geween het van hierdie vrou nie. Daar was geen aanduiding dat haar 'n afspraak gemaak was. Die Here gaan na hierdie weduwee toe. Sy wat in haar gebrokenheid is, wil jy haar gaan ontmoet nie. Daar's geen aanduiding in die woord oor dit nie. Maar tog was Jesus se tuispreking perfek gewees. Was hy 'n paar minute vroeër daar opgedaag het, dan sou hulle gemis het. Was hy 'n paar minute later opgedaag het, sou hulle gemis het. Maar Here Jesus se tydberekening was perfek gewees. Bid u vanaand en sê, Here, ek vra om my te help in 'n saak. Ek het nog nie 'n antwoord van u gekry nie. Vanaand wil ek sê, wag op die Here. Sy tydsberekening is altyd perfek. As wandel u in die donker omstandighede met 'n gebroke hart, wag op die Here. Hy sal u antwoord op die regte oomblik, op die regte tyd. Jy sien, vir hierdie weduwee, alles was donker om haar gewees. 'n Besommerde omstandighede het Jesus raak gesien by die vrou. Hy het nie daar uiterlik gekyk nie, hy het na die gebroke hart van die vrou gekyk. 'n Hart wat stukkend vertrap was deur die vyand. Jesus stap nie verby 'n gebroke hart nie. 'n Gebroke hart
sal Jesus altyd stil staan, en hy wil graag ingryp in jou en my omstandighede. Daar was trane gewees, terwyl sy gestap het, en daar trane in haar oë, en sy het deur haar oë gesien, maar daar donker omstandighede, maar daar's 'n lig wat skyn. Wie is hierdie man wat medelee aan my betoon? Hoe noem hulle hom? Die engele noem hom Jesus, maar ons noem hom Heer. Hy is die leeu van Juda, hy is die blikbare ster, hy is die koning van die konings, hy is die groot geneesheer, die lam van Juda, die enigste hoop, die vredermaker, hy is die sterke God, hy is die Messias, hy is ons verlosser, hy is die redder van ons siel. Die enigste naam wat sal staan bo elke naam, die enigste naam waar 'n siel gered kan word. Selfs die duisternis word deur hom verdryf. Selfs die Satan en die demone sidder voor hom. Hy is die Here wat vir ons gesterf het aan die kruis. Hy is die wat opgestaan het in die doodtyd. Hy is die wat sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, waar hy sit in majesteit en krag en heerlikheid. Amen. Kom as jy Here harde klap en sê dankie vir hom. Gee vir hom 'n harde klap. Dankie Here, dat dit U is, Here. Dis Jesus. Dis Jesus wat daar opgedaag het. Hy gee om in sy groot liefde en hy betoon altyd barmhartigheid en genade aan hulle wat hom sal toelaat in hulle lewe. Ek dink tog daar was 'n mate van geloof in hierdie moedertjie se hart gewees. Ek dink die Here het iets van haar raak gesien. Daar was tog miskien 'n bietjie hoop dat God op een of ander manier sal intree. Want dis wanneer God se hand beweeg, die oomblik as hy sien as geloof in ons harte. Dit behaag God as geloof in ons harte is. Hierdie vrou was stil gewees. Vanaand kan u miskien nie bid nie. U weet dit, die omstandighede trek u af. Dit is donker om u. Here, ek wil bid, maar ek weet nie hoe nie. Romeine 8 vers 29 sê, die Gees staan ons by in ons swakheid. Ons weet nie hoe om te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons versigtinge, wat ons nie met woorde kan uitspreek nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, en hy pleit vir ons, volgens die wil van God, vir die gelowiges. Is daar tye wat u bid, maar jy weet nie hoe om die saak vir God te stel nie. Neem hierdie versie in u hart vanaand en sê, dankie Heilige Gees dat u verby intree. Die Heilige Gees weet wat om te sê. U God neem daai trane wat oor jou oë vloei. Hy neem dit op in die hemelse pakke, as vir hom soos 'n blink sterretjies, en hy weet, hy dra kennis van jou trane. Want Jesus gee om vir jou en vir my. Jesus se liefde vir hierdie weer was opsigtelik, want hy het gesê, hy het daar innig jammer gekry. Nie net jammer nie, hy het daar innig jammer gekry. En daar stil sweye het hy opgetree, hy het daar gesinne van haar hart raak gesien. Jesus het begrip gehad vir hierdie moedertjie. Haar enigste seun is aan die dood afgestaan. Hy weet, daar kom 'n tyd. Hy wat die enigste seun is, was sy hemelse Vader. Sy pad vorentoe gaan gebeur wanneer hy op hy pad gaan stap, na Golgotha. Maar dat die Vader hart sal diep sal ruk, om te sien hoe sy seun uit mekaar het geslaan was deur 'n sweep, terwyl hy daar aan die kruis sal vasgenaal sal word vir my en vir jou. Hy wat geen sonde gehad het nie, het sonde geword. Hy het diepe medelee vir hierdie weduwee. U sit hier vanaand, voel dit vir u of u lewe uit mekaar uitgaan? Het voel asof niemand u raak sien nie. Wat ek sê, Jesus sien jou raak. Hy weet van jou. Laat God toe om beheer te wees van jou lewe.
Moenie laat die Satan jou enige leuns vertel nie, maar ek sê hier vanaand, hoor wat ek vir u sê, wanneer God se hand in beweging kom, kan Satan of niks of niemand dit keer nie. Hy maak deure oop wat niemand anders kan oopmaak nie. Hy sal sluit dat dit gesluit moet word. Ryk uit vanaand na die Here. Sy arm is nie te kort om te help nie, sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Vra, en hy sal vir jou gee. Just a touch from the Lord. Dis al wat nodig is en my hele lewe sal verander. En toe raak die Here die draagbaar aan en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. Die Here het gespreek. In een oomblik het beide menigte mense tot stilstand gekom, want God het begin te spreek. Hy spreek, want daai oomblik was die duisternis verdryf. Want skielik is hierdie jongman en die dood het uit opgeruk. Die weduwee, wie se hart in een oomblik gebroken was, die volgende oomblik van sy vrede en vreugde skielik, wat gebeur nou hier in haar lewe? Jy sien, die Here het nie net hierdie jongman genees nie, hy het ook hierdie weduwee se hart kom genees daardie dag. Voel u lewe is gedruk? Die Here kry jou ook innig jammer. Hy kry jou ook innig jammer. Hy ken jou behoefte. Jy moet dat toelaat, dat die duiwel nie onderkry met die omstandighede nie. Want hoor die stem van God. Hy het gesê, staan op! Staan op met jou omstandighede! Staan op met jou siektes! Staan op met jou vrese! Staan op met jou finansies! Staan op, want die Here het gespreek. Kom ons sê vir die Here dankie. Kom ons klap hande. Die Here gaan omstandighede verander. Ek beloof u, hoor sy stem. Luister na hom. Wees stil voor hom. Op die regte tyd sal daar die helder lig in u lewe skyn. En die omstandighede, hy diepe donker wolke sal verdwyn. There is no storm that God can't carry you through. No bridge that God won't help you across. No battle that God won't help you to win. Trust God and never give up. Never. Vers 13 spreek vir my dieselfde soos Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop by jou hart. As jy my stem hoor en die deur oopmaak, ek sal ingaan en na hom toe kom en saam by hom altyd hou en hy saam met my. Die Here klop vanaand in die deur van die hart. Hy klop. Hy staan daar by die poort van die hart, soos hy gestaan het by die poort van Nain. So staan die Here by die poort van u hart vanaand. Sy tydsberekening is reg. Vanaand is die tyd. Hy wag daar. Gaan u dit misloop? Gaan u dit terughou, dan gaan jy die Here mis. As u nie vanaand kom na die Here toe nie. Hy klop aan die deur van die hart. Come, now is the time. Het het voor vanaand gesing. Now is the time. Die Bybel sê dat Jesus het gespreek en daar was vrees in die harte gewees van die menigte. Daar kom 'n tyd in ons lewe wanneer ons die tyd gemis het, ons het nooit ons saak met God reggemaak het nie, dan gaan ons voor hom staan en wanneer sy stem met ons sal spreek, dan sal daar vrees wees in ons harte as ons nie ons saak met God reggemaak het nie. Want ons gaan weet, ons dien 'n God wat regverdig is, 'n God van geregtigheid. Elke knie sal voor hom neerbuig, elke tong sal bely dat hy is God. Moenie lank onthou hom nie. Haas dit nie 'n tree tussen ons en die dood. Is u gered vanaand? Is u gereed as die Here op hierdie oomblik u lewensdraadjie knip? Of gaan daar 'n tyd kom van die Here by die poort van die hemel gestaan en hy gaan kom en hy maak die boeke oop en hy sal kyk, waar is jou naam? Waar is jou naam? Hoekom sien ek jou naam in die boekie? Maar Here, ek was al so baie dinge betrokke gewees by u dinge, maar ek sien nie jou naam in hierdie boekie.
Maar wag, dat ek die ander boeke oopmaak. O, ek sien nou, ja, jy het. Maar jy het dit vir jouself gedoen, jy het dit nie vir my gedoen nie. Jy het al die eer gekry daarvoor. Maar jou naam die geskryf is in die boek van die lewe nie, sal ons die stem van God hoor, en hy gaan sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. O, wat 'n wonderlike oomblik, as die Here sien, hier staan my naam geskryf. Pragtig. Bernice, jou naam is hier. Tommy Daan, jou naam is hier. Oom Henry, jou naam is hier. Kom, my kinders, kom na my toe. Kom. En hy vat ons by mekaar, en hy vat ons by die poorte in van die hemel. Om helpie, wat 'n voorreg moet dit wees, om te weet, God het my naam geroep, en dit staan geskryf in die boek van die lewe. Kom ons maak ons lewens reg voor God. Kom ons maak seker, en die Here spreek vanaand, dat ons lewens reg voor hom. As u die Here verwerp, sal hy eendag u ook verwerp. Hierdie moedertjie, sy het haar seun teruggekry. Vanaand wil die Here jou omstandighede aanraak. Hy wil jou dubbel teruggee. Die Satan het jou beroof. Kyk wat met Job gebeur het. Die Satan het hom beroof. Maar die Here het hom meer as dubbel geseën, 7 keer meer geseën. Gaan ons op die Here vertrou? Waar is die saak met die Here? Is die saak reg? Vir elkeen net julle hoofde buig op hierdie oomblik. Jy maak dit toe julle oë, buig dit vorentoe. Almal van julle, maak dit toe asseblief. As daar iemand is wat voel maar lank terug het ek my hart vir die Here gegee, maar ek is nie op daai plek waar ek is nie. Ek wil nie die geleentheid mis, Here, want ek hier voor U staan en my naam staan in die boek van die lewe nie. Is daar iemand wat vanaand wil sê, ek wil my lewe regmaak? Is so vinnig die hand opsteek as hier iemand is? Dankie. Asseblief. Of jy nog nooit die lewe vir die Here gegee nie. Want vanaand klop die Here aan die deur van my hart. Hy staan by die poort en hy pleit na jou, hy roep na jou. Die Heilige Gees praat nou met jou. As daar so iemand is, steek jy hand dit vinnig op. Ek gaan net 'n minuut gee. Hierdie geleentheid, dis nou die tyd. Dis nou die tyd. Waar staan jou saak by die Here? Here, wat 'n voorreg om te weet dat U hoef net een aanraking te gee en ons hele omstandighede verander. Here, is 'n voorreg om te weet dat U staan en wag vir ons by die poort van ons harte. Here, kom maak reg. Ek wil kom maak reg, my God, voor U. Elkeen wat gevra het al voor U vanaand. Dat hulle kom regmaak, ek wil seker maak, Here. Ek bid vir elkeen van hulle wat hulle hand opgesteek het, Here. Dat hulle net hulle lewe, kom maak hulle reg, want hulle wil sê, Here, hier is ek. Baie dankie vir die woord, my God. Dankie vir die aanraking. Dankie dat ons weet, dat U lig sal skyn in die donker lewe. En ons sal weer herstel word. Ons sal weer nuut gemaak word. Dankie my God. U is 'n dierbare God. U is lief vir ons. Dankie dat U ook ons op innig jammer kry. Dankie dat U ons raak sien vanaand. Dankie dat ons ook 'n belangriker wees in U oë, Here. Dankie wat U gedoen het aan die kruis vir ons, my God. Seën hierdie aand vir ons verder. In Jesus naam. Amen. Orkees kan maar vorentoe kom. As u vanaand voel dat u het gebed nodig, ek nooi u uit. U gaan mense wees. Kom vorentoe, moenie huis toe gaan nie. As u voel, daar's 'n siekte, kom ons bid vir hy siekte. Want die Here gaan dit moontlik maak. Hy kan nog steeds wonderwerke doen. Hy doen dit nog steeds vandag nog. Kom vorentoe. Moenie huis toe gaan later nie. Kom maak dit reg. Baie dankie.
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. Tot die Here Jesus kom. Amen.